Nou, ek sluit af. Ken jy, julle kan vorentoe kom. Dra mekaar se laste. Begin by die wet van Christus, staan iemand by in beproewing, gee iemand rigting in versoeking, en nou kom ons by die laaste ene. En dit is, wees op die uitkyk om goed te doen. Om goed te doen aan ander. Ons lees in Galasiërs 6 vers 10, solank ons die geleentheid het, moet ons dis aan almal goed doen. Veral aan ons medegelowiges. Nou ek wil hê ons moet dit weer lees, maar ons wil dit nou sê soos wat ons dit bedoel. Ons moet dis goed doen aan almal, veral aan ons. Dit beteken, daar moet 'n uitkyk wees, daar moet 'n soek wees. Ek moet op die uitkyk wees om te sê, hierdie mense om my kry swaar. Hierdie mense om my kry swaar en ek moet hulle help. Spreuke 3 vers 27 sê dit mooi. Moenie 'n weldaad van iemand weerhou wat hom toekom terwyl dit in jou mag is om dit te doen nie. As dit in jou mag is om iemand te help, dan is jy verantwoordelik om daai persoon te help. As jy die vermoë het om iemand te help en jy doen dit nie, dan het jy die geleentheid gemis waar Jesus iemand wou help. En dis belangrik dat ons hierdie ding vasmaak. Nou ons het laasweek 2 weke terug hierdie gesê. Niemand kan alles doen nie, maar almal kan. En dis het beleid waarby ek en jy moet lewe. Ek hoef nie alles te doen nie, maar ek moet doen wat ek kan doen. Ek moet my oë oop wees en ek moet vir die Here Jesus vra, Here, leer my om te sien wat U sien. Om te beleef wat U beleef. As daai vers sê die oes is groot en die arbeiders is min, die vers voor dit sê Jesus, hy het na die menigte gekyk en hy het hulle jammer gekry want hulle was moeg en hulle was soos 'n herder, soos 'n skape sonder 'n herder. En dis wat ek en jy moet doen, is ek en jy moet vir die Here vra. Dis wat dit beteken om sout te wees. Jesus sê, julle is die sout en julle is die lig. Hoe is ons die sout? En hoe is ons die lig? Juist deur om goed te doen wanneer ek die geleentheid kry. Nou Matteus 5 vers 13 tot 16 sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en die Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wanneer ek en jy begin goed doen aan ander, dan gaan mense nie sê, wow, Johan is so 'n goeie mens, en oom Jan is so 'n goeie mens nie. Weet jy wat gaan hulle doen? Hulle gaan sê, God leef, want ek kan dit in daai persoon se lewe sien. Dis nie vir jou diskresie nie. Dis nie vir my diskresie nie. Ek en jy kan nie besluit wie ons jammer kry nie. Ken jy, ek weet ek het julle heeltemal te vroeg vorentoe geroep. Ek het nog 1 punt, maar hou vas, ek's amper klaar. Okay. Ek kan nie besluit wie kwalifiseer nie. Jy kan nie besluit, dankie Kenny. Jy kan nie besluit wie kwalifiseer nie. Dis Jesus wat ons dring om goed te doen aan ander. En aan wie moet ons goed doen? Nie aan ander nie. Aan almal. Aan wie moet ons goed doen? Aan? Ons gaan nou weer op. Jesus dring my. En ek wil 'n bietjie kyk, want wat ons doen is, ons bepaal ons eie diskresie. En wat ons doen is, ons gee mense afkortings. Ons gee onsself afkortings, want dan weet ons waar jy staan en waar ek staan en waar ons staan. So ons het 'n afkorting in hierdie kerk, TGK. As ons hoor iemand is van TGK, dan is so, maar ons is dieselfde mense. Jy's 'n gans van my dam. Nee? En dan kyk ons gee ander mense ook afkortings, want ons mense met 'n afkorting NGK. Nou, hulle is okay. Maar die helfte van julle kom uit 'n ander kerk uit, julle sê nee man, hulle is 'n bietjie gevrek. Okay? Want hulle is NGK, ons is TGK. TGK is daarom 'n bietjie lewendiger. En dan is daar ander mense, hulle het ook 'n afkorting. Hulle is AGS en die helfte van julle sê, "Ooh, dis die happy clappies daai." Nou weet jy wat, elke keer as jy iemand so kategoriseer, dan beoefen jy jou eie diskresie om te besluit, hoeveel gaan ek vir hierdie ou gee, want hy's dan 'n bietjie anders. Hy's 'n bietjie anders as ek. Ek wil nog 'n paar afkortings vir julle gee, maar nou gaan dit snaaks raak. Ek wil vir jou 'n afkorting gee met die letters A. Baie van ons moet daai vitamiene inkry, vitamiene A en C. Nee? En daai mense, nee wat, hulle gee ons niks nie. Kan ons daai diskresie uitoefen? Wat van die rooi gevaar? Mag ons diskresie uitoefen om te sê, nee wat, ek gaan nie aan hulle goed doen nie. Mag ons dit doen? Of wat van, okay, hulle bestaan nie meer nie. Ek was verbaas dat ek die prentjie gekry het. Wie van julle weet nie wie dit is nie? Okay, almal weet wie hulle is. Wat van hierdie vlaggie? Nou soos by vla. Wat van hierdie mense? Het ons besluit, ek oefen diskresie uit, en hierdie mense is net te anders, ek gaan nie Jesus wys vir hulle nie. Dit was by vla is, wat van die Zimbabweërs wat hier om ons is, wat ons voel hulle steel die werkers se werk van ons eie mense. Hoe tree ons op teenoor hulle? Tree ons op soos wat Jesus van ons verwag? Wat van die Chinese? Ons hou van hulle karre, maar ons hou nie van hulle nie. Want hulle is kommunisme. Onthou julle die kommunisme?
en Rusland. Nou ek weet nie, in Suid-Afrika is ons so op die middellyn. Jy weet of jy's vir Rusland, maar ons land is vir dis so die mekaar, nê. Ek het nog een vir julle. Wat van Gaza? Wat van Gaza? Wat dink jy as jy Gaza dink? Dink jy as jy iemand van Gaza kry dat jy hom moet lief hê? Dat jy moet goed doen aan hulle? Vriende, ek vra hierdie goeters vir julle want ek dink ons het baie maklik lyne getrek om ons waar Jesus nie die lyne getrek het nie. En Jesus wil hê ek en jy moet hom wys vir en aan mense wat onder normale omstandighede hom nie gaan ervaar nie. En vir my om dit reg te kry, moet ek daai grense afbreek vanoggend om te sê, Here, ek sien net twee tipes mense. Mense wat Jesus klaar aangeneem het en mense wat nog Jesus moet aanneem. Amen. Vriende, ek wil afsluit. En hier stop ons nou. Ek wil nou afsluit. Ons moet mekaar se laste dra. Die Here verwag dit. Dit kan nie, daar's nie eens onderhandeling hieroor nie. Ons moet dit doen. Maar dit moet weier gaan. Dit moet buite toe gaan. Niemand kan, maar almal kan iets doen. Okay, ek wil jou uitdaag. Hier is die gebed wat ons nou gaan bid. En ek wil vir jou 'n kans gee om dit te bid. Dat jy jou hart oopmaak vir waar die Here in jou omgewing kan werk. Jy is op 'n ander plek as waar ek is. Ander mense is om jou. Daar's mense met ander afkortings om jou as wat om my is. En ek en jy moet deur daai mure begin breek om te sê, ek gaan Jesus wees aan enige iemand wat asem in sy longe het. Amen. Hier's wat ons bid. Ek wil hê jy moet ook vir oggend bid en sê, ons gaan staan, die van julle wat voel, julle wil. Ek wil ook iets doen. Ek wil ook my hart oorgee vir die Here Jesus en Jesus wees vir mense dalk van wie ek nie gehou het tot nou toe nie.